Ons fokus vanaand dan nou op die 5de gebod, Sondag 39. Julle kan ook daar oopmaak. Maar dan kan julle Bybels ook blaai na Efesiërs 6. So, Efesiërs 5 vers 21 sê, ons moet aan mekaar onderdanig wees in die vrees van God. En daai versie is al vir hierdie inleiding, hierdie sambreel versie vir dit wat nou volg. Ons moet onderdanig aan mekaar wees, maar nou, wat beteken daai onderdanigheid binne in al die verskillende plekke en hoedanighede waar ons is as gelowiges? En so dan gaan Paulus nou aan met die huislike pligte, vroue, manne, daai onderdanigheid in die huwelik, en dan hoofstuk 6 se begin, wat ons nou gaan saam lees, sê, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees met vrees en bewering en opregtheid van julle hart, soos aan Christus, nie met oë dien soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen, en met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie. Omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf is, of 'n vryman. En Here, doen dieselfde teenoor hulle, en laat staan die dreigemente, omdat julle weet, dat ook julle eie Here in die hemel is, en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Ons lees dan tot daar, en dan fokus ons op die tema van die katekismus in Sondag 39, wat eis God in die 5de gebod? Ek moet my vader en moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leerentug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Iemand het geskryf, die jeug van vandag het slegte maniere, verag gesag, geen respek vir ouer mense nie. Hulle praat nonsens terwyl hulle moet werk. Hulle staan nie meer op as 'n volwassene in die kamer inkom nie. Hulle praat terug met hulle ouers. Hulle praat te veel in die geselskap. Hulle is vrate. Hulle sit hulle voete op die tafels en hulle terg die ou mense. Weet julle wie was dit? Sokrates, 2500 jaar terug. 'n Heiden filosoof, wat lank voor Christus geleef het, voor Christus mens geword het. En hierdie kan vir ons sê, sjoe, maar ons probleme is nie nuut nie. Ons kan ook vir ons 'n bietjie hoop gee. Of dit kan vir ons sê, die probleme hou net nie op nie. Ouerskap is nog altyd 'n probleem, van toe af, dit help nie, ons probeer nie. Dit is nie wat die evangelie ons leer nie. Die evangelie leer ons kan regtig deur die krag van die Heilige Gees, deur die werk wat Christus gedoen het, hierdie gebod begin gehoorsaam.
Ons gaan na 3 punte kyk, soos ons so 'n bietjie deur Efesiërs 6 werk, wat ons nou gelees het. So die 3 punte is, ons gaan eers kyk net na gesag oor die algemeen, en dan na die opdrag van Exodus 20, eer jou vader en jou moeder, binne in die verskillende sfere wat die Here daarvoor gee, of die plekke of hoedanighede, en dan die belofte. So eerstens net die gesag. Kom ons kyk net na daai versie in Exodus 20 vers 12 wat sê: eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. So die 5de gebod, dis die 5de gebod, is die eerste gebod van die tweede tafel van die wet. En die tweede tafel gaan ons, die eerste tafel gaan ons oor ons liefde tot God, en die tweede tafel oor ons liefde tot ons naaste. So die tweede tafel begin nou by die 5de gebod, maar dis ook meer as net, die 5de gebod is meer as net die eerste gebod van die tweede tafel. Hierdie is die skakel tussen die twee tafels. Tussen ons liefde tot God en ons liefde tot ons naaste. Die skakel is gesag. En dis die eerste ding wat ons hier moet raak sien. God het absolute gesag, soos ons nou gesing het, soos ons gesien het. Maar hy stel ook sekere mense oor ons aan, waardeur hy ons wil regeer, soos die katekisme sê. Dit het hom behaag om ons deur hierdie mense te regeer. So hierdie kwessie van gesag bring jou dadelik by die eerste tafel van die wet, my verhouding met God, maar ook God wil my deur mense regeer, so dit bring my ook by my verhouding met mense. Dit het God behaag, hy het so besluit. Die vertaling van die katekismes wat ek nou gelees het, het nou nie daai woordjie so in nie, daar staan net, omdat God ons deur hulle wil regeer, maar 'n ouer vertaling sê, dit het God behaag, hy het so besluit, omdat dit goed is, omdat hy daarvan hou, en dit kry hulle ook uit die Bybel uit, dis aangenaam vir God, dat daar gesag is, om ons deur hulle hand te regeer. So, God alleen het absolute gesag. As ons die 5de gebod lees wat sê, eer jou vader en jou moeder, dan moet ons vra, wie het gesag om daai wet te maak? Waar kom hierdie wet vandaan? Eer jou vader en jou moeder. Wie kan vir my sê, ek moet gesag gehoorsaam wees? Wel net God. Dis God wat hier praat, dis sy wet. As die Here met ons praat oor gesag in die regering, en in die werksplek, en in die kerk, en in die gesin, dan sê hy by elke groep, by verskillende plekke, Romeine 13, Efesiërs 6, Kolossense 3 en Petrus 2, dat ons onderdanig moet wees aan die gesagsdraers wat oor ons aangestel is, want God is die uiteindelike gesag. En dis wat daai eerste versie in Efesiërs 6 ook sê, wees gehoorsaam aan jou ouers, want dit is reg. Nou daai reg val nie net uit die wolke uit nie. Dis God se reg. Dis reg, want God sê so. Jy kan nie doen wat jy wil nie, want God het jou aangestel as 'n gesagsdraer. En ek kan nie doen wat ek wil nie, want ek moet onderdanig wees, want God het hulle aangestel. As ek nie in onderdanigheid my ouers en die wat oor my aangestel is eer nie, is ek ongehoorsaam aan God. As ek nie 'n basis soos God sê ek moet wees nie, is ek ongehoorsaam aan God. En hierdie is regtig belangrik, ons moet dit ons kinders leer. Dis nie want mamma en pappa sê so nie, dis die Here sê. Dis hier is die orde in hierdie huis. Die Here sê so. Maar dit beteken ook, alle gesag het grense. Net God het absolute gesag. Die grense wat God stel vir gesag op aarde is natuurlik sy wil, die res van sy wet. Enige gesag is ongeldig as dit iets beveel wat teen God se wil is. Dis hoekom Johannes en Petrus daar in Handelinge 5 vers 29 sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Wanneer dit gebeur, moet ons nederigheid sê nee,
ons gaan ongehoorsaam wees. Ons gaan nie gehoorsaam wees aan hierdie opdrag teen God se wil nie. Terwyl ons steeds 'n onderdanige houding inneem. Maar omdat God gesag instel op sy terme, is gesag ook ongeldig as dit buite die terme van die aanstelling optree. Of althans, as die hoedanigheid waarin die gesag gedra moet word, oortree word. Of die, ander woord waarvoor kan wees, gesagsfeer oortree word. God stel gesag aan, en daarom is dit op sy terme, en hier is regtig belangrik, gaan weer terug na daai, God is die absolute gesag, so perke van gesag is volgens wat hy sê. Ons kom nou weer daarby uit, maar daai sfere, daai hoedanighede is die gesin, die kerk, die samelewing, of die staat, of die owerheid, die wat oor ons aangestel is, of ander sfere wat daar kan wees, soos die werksplek, of die skool, of universiteit, wat vloei uit daai basiese 3 sfere uit. En daai sfere mag nie oortree word nie, want dit is die terme wat God gegee het vir hierdie gesag wat hy ingestel het. Ek mag nie in iemand anders huis instap en sê hoe laat aandete is nie. Net so mag die staat nie vir die kerk voorskryf hoe om kerk te wees nie, en die kerk mag nie by die staat sake inmeng deur die taak oor te neem nie. So die gesag word beperk deur die taak wat God gee vir elke persoon in sy hoedanigheid. Hierdie gesag wat God ingestel het, beteken ook natuurlik om in hierdie sfeer te straf as opdragte nie uitgevoer word nie. En gesag sluit dit in, dit is 'n deel van die definisie van gesag. Dit sluit in die mag en bevoegdheid om te straf of te tugtig. So die regering het die swaard, die kerk het ons het ook die swaard, die swaard van die gees, die tug, prediking en tug, en die gesin het die lat, die roede. So gesag is die mag wat God gee, binne 'n sekere plek of hoedanigheid, om opdragte te gee wat gehoorsaam moet word, saam met die mag om te straf as daardie opdragte nie gehoorsaam is nie. Dis deel van die pakkie. As ek sê, nee, maar gesag moenie so wees oor heeltyd die straf nie, of ek gaan 'n ouer wees wat nie my kinders straf as hulle verkeerd doen nie. Hulle moet leer uit my mooi voorbeeld of iets van die aard. Dan gaan ek teen God se orde in. Ek sê nee vir hoe hy dit bepaal het. Ek sê nee vir sy taak van gesag in die huis. As die Here sê, ma en pa is die met die mag en gesag in die huis, dan impliseer dit ook, hulle het die mag om te straf as die opdragte nie gehoorsaam word nie. So dis ietsie van gesag oor die algemeen, of 'n grondwerk wat ons moet verstaan. Maar nou, wat beveel die Here nou met hierdie gesag? Wat moet ons daarmee doen? So die eerste woordjie in die gebod self is eer. Dis 'n opdrag. Jy sal jou pa en ma eer. In Hebreëus en Grieks vir die woordjie eer sê, jy moet die persoon swaar, gewigtig maak. Ek dink, iemand het 'n keer gesê as Obelix hier moet inloop, dan gaan almal dadelik omkyk. Hierdie reus van 'n man. Hy kan jou slaan dat jou plakkies agterbly. Jy gaan dadelik na hom kyk
Jy ag hom gewigtig. Hy is nie net gewigtig, hierdie swaar groot man nie. Jy ag hom gewigtig. Hierdie persoon moet vir jou baie saak maak. As die persoon inloop, moet jy sien, hierdie is 'n belangrike mens. Jy wil die persoon hoogag respekteer en met die grootste liefde en nederigheid hanteer, eerbied en ontzag vir die persoon. En dan sê Eksodus 20 nou verder, wie moet jy eer? Wie moet jy so hoog ag? Wel jou pa en jou ma. En dis waaroor die 5de gebod gaan. Dit gaan in die eerste plek oor die gesag in die gesin. En dis belangrik om te sien, die Here begin nie by, julle moet onderdanig wees aan die regering, of onderdanig wees aan jou baas, en dit alles word ook gesê. Die toppunt van die ysberg vir die 5de gebod is, kyk na die gesin. Dis waar dit alles na heen toe terugtrek. Dis die boublok van die samelewing. Die kerk bestaan uit gesinne, die samelewing bestaan uit gesinne. As die gesin uitmekaar uitval, dan val die kerk en die samelewing uitmekaar uit. As jy nie die opdrag in die gesin kan uitvoer nie, kan jy nêrens anders verwag dat dit ook dat daar onderdanigheid en gehoorsaamheid kan wees nie. Maar voordat ons nou ingaan op die gesin, moet ons net sien, die skrif self noem die ander hoedanighede of die ander plekke van gesag ook vaders of moeders. Die eerste een wat ons sien is politieke leiers. Jesaja 49 noem konings oppassers, pleegvaders. Dis die koning of die keiser of die wie ook al leiding vat, aangestel is as heerser oor die land, die gebied waarvan ek nou 'n burger is. Hulle het die taak om reg en geregtigheid te laat geskied. Toe daar nie 'n koning in Israel was nie, het elkeen gedoen wat reg was in sy eie oë. Nee, die koning moet hierdie taak uitvoer. Dis sy hoedanigheid, dis sy taak. En hulle moet geëer word. 1 Petrus 2 vers 17 sê dit. Eer hulle. Eer die keiser. As gevolg van hulle posbeskrywing as dienaars van God om die kwaaddoeners te straf. Ja, ons kan nou ure lank debatteer oor wat presies die regering se magsfeer is. En dat ons regering dalk baie oortree in wat hulle moet en nie moet doen nie. Maar dit is ook net belangrik om te sien, Romeine 13 sê, laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want ons geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is deur God ingestel, al is die staatsleiers nie eerwaardig nie. Al is hulle heidene, soos Petrus sê, eer die keiser, hy's 'n heiden. Hulle steeds geëer word. Dit beteken nie dat ons hulle moet gehoorsaam, absoluut gehoorsaam, dat hulle absolute gesag het en dat ons enige opdrag moet gehoorsaam nie, maar eer hulle. En dit is by al die sfere belangrik, net omdat gesagsdraers om oneervol gedra gee, dit nie die onderdaan die reg om nie gehoorsaam te wees nie. Of nie te eer nie onderdanig te wees nie. So ver moontlik moet ons hulle hoog ag. En dit beteken ook ons moet vir hulle bid. Soos 1 Timoteus 2 vers 1 sê. En dit gaan wees dat hulle tot bekering kom. Dat daar vrede in die land sal wees. Ons het ook geestelike vaders.
Dis die leiers in die kerk, ouderlinge, predikante. God gebruik hierdie vaders om ons te versorg as die kudde. Paulus sê vir die Korintiërs hy sê vir hulle, in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. So, eer jou vader en jou moeder. Eer jou geestelike leier. Al maak hulle foute, hulle amp, die posisie waarin hulle is eerbaar. Want God sê so. Hulle is boodskappers van die Allerhoogste, die Here van die leerskare, om die evangelie van die koninkryk te bring aan die wat in duisternis is. Soos Paulus dan sê in 1 Tessalonisense 5, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan en bewys hulle in liefde die hoogste agting. Daai hoogste agting is wat daai eer beteken. Ter wille van hulle werk. En let op, weer eens, dis nie omdat hulle mooi gehoorsaam is en altyd perfek doen wat hulle moet doen nie. Ter wille van hulle werk. 1 Timoteus 5 vers 17, laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eerwaardig geag word, veral die wat arbei in woord en leer. En ja, hierdie eer gaan oor behoorlike versorging daar, maar die beginsel is eer. Hulle eer beskerm, verdedig, vir hulle bid, en verder, so 'n vader word geëer as jy doen wat hy preek. Wanneer sy kudde wandel in die woord van Christus. Natuurlik is hierdie eer nie in die plek van, of uiteindelik die lof van, wat net aan God toekom nie. Dit is eenvoudig net, as jy 'n preek nie net hoor nie, maar leef, dan eer jy die knegg van Christus wat dit gepreek het. Of jy dit nou vir hom sê of nie, dit maak nie saak nie. Ons het verder base, vaders by die werk, in 'n besigheid, of leermeesters, onderwysers. Die dienskneg moet die meester eer as vader. Ons sien dit in 2 Konings 5, waar die dienskneg sy meester vader noem. Ons het ons base en onderwysers, die wat oor ons aangestel is in die werksplek, eer, deur hulle gehoorsaam te wees in alles wat reg is volgens die skrif. 1 Petrus 2 vers 18 sê, diensknegte, wees julle Here onderdanig met alle vrees, nie alleen aan die wat goed en vriendelik is nie, maar ook aan die wat verkeerd is. Weereens, daar word weer gesê, al is jou baas mislik en ongeskik, al lyk die opdrag onregverdig, gehoorsaamheid, eer. Ons het hulle eer deur ons werk getrou te doen. As jy lui is, eer jy nie jou werkgewer nie. As jy steel, maar dis nie net om jou werk te doen nie, dis ook om dit te doen tot voordeel van jou baas. As jy jou baas wil eer, dan doen jy wat jy doen, sodat jou baas bevoordeel kan word daardeur. Die getroue dienskneg dink, hoe kan ek my meester bevoordeel met hierdie werk? So ek sien, wat het Christus vir my gedoen? Ek is nou sy slaaf, nie meer 'n slaaf van sonde nie, en soos dat ek voor hom staan, ek's 'n knegg, ek wil
ek wil alles doen tot voordeel van my koning, my meester. Daai selfe houding leer ek nou teenoor my baas. Ek wil hom bevoordeel, ek wil hom eer. En ja, dis om nie om te jok oor jou werk nie, om jou baas se eiendom te beskadig nie, of goed te gebruik om jouself te verryk nie. En dis ook om jou opdragte dadelik en met noukeurigheid uit te voer. Titus 2 vers 9 sê, die diensknegte moet onderdanig wees aan hulle Here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie, sonder om terug te praat. 'n goeie diensknegt wees. En dan ook in opregtheid van harte, soos Efesiërs 6 dan nou sê, diensknegte wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees, met vrees en bewering, in opregtheid van julle hart, soos aan Christus, nie met oë dien soos mensebehaers nie, maar soos diensknegte van Christus. In opregtheid van hart. Nou kan iemand ook sê, maar hey, ek kan nie beheer wat ek voel oor hierdie mislike baas van my nie. Hierdie emosies is maar net altyd daar. Ek's altyd geïrriteerd want hy het altyd die simpel opdragte. Dis die opdrag. En jy kan jou hart beheer. Natuurlik kan die baas ook nie net doen wat hulle wil nie. Hulle moet onthou, hulle eie Here is in die hemel. Die Here moet regverdig wees, hulle knegte oorlaai nie, hulle moet vir hulle werknemers sorg, die arbeider sy loon werd. Hulle moet die werknemers aanmoedig in hulle werk, hulle mag nie iets eis wat geestelike groei gaan verhinder nie, natuurlik ook nie wat teen God se wet is nie, en dis hoekom die 4de gebod ook gerig is aan gesagsdraers. Jy kan nie 'n opdrag gee wat gaan maak dat jou werknemer verhoed word om die Sabbat te heilig nie. Baase moet met wysheid en geduld, sonder dreigemente gesag uitoefen, ensovoorts. Dan sien ons ook dat ouer mense, vaders en moeders genoem word. Paulus sê vir Timoteus in 1 Timoteus 5, 'n bejaarde man moet jy nie hard bestraf nie, maar vermaan hom soos 'n vader. Bejaarde vroue soos moeders. En Levitikus 19 vers 32 sê, vir die gryshare moet jy opstaan, en die persoon van 'n grysaard eer, en jy moet jou God vrees, ek is die Here. Nou, ons kom weer terug dan nou by die eerste bedoeling van vader en moeder. Die gesin. Hoe lyk gesag in die gesin? Wel, kinders moet aan hulle ouers eerbied en ontzag bewys. En dis vrees gemeng met liefde. En dis vir albei ouers, vader en moeder. En hierdie eerbied is in hoe jy met jou ouers praat. Jy praat nie met hulle soos wat jy met jou broer of jou suster praat nie. En jy praat nie met hulle asof jy iets van hulle kan eis nie. Altyd in vrees en liefde en respek wees. Dis nie, ek is dors nie. Dis ook nie, ek soek water asseblief nie. En dan sê, maar ek het daarom asseblief gesê. Nee, dis, mamma, kan of mag ek asseblief? Asseblief sê, as dit u wil is, as dit u behaag, if you please. En hoe ons praat. Dis ook in hoe kinders optree. Koning Salomo, die groot en magtige koning, het in 1 Konings 2 van sy troon afgeklim en hom gebuig voor sy ma.
In die Engelse kultuur was daar 'n tyd kinders hulle hoed afgehaal het en die een knie gebuig het voor hulle ouers. En soortgelyke respek was by die voortrekkers. Waar's dit heen? Ek sê nie ons moet dit presies so doen soos wat dit in die verlede is in verskillende kulture nie, maar waar's die eerbetoning aan ouers? Die Here is regtig ernstig hieroor. Dis nie maar net 'n dingetjie wat kan verbyvlieg nie. Ek het iewers gelees, iemand sê tieners het hierdie in ons kultuur nou hierdie opdrag, ongeskrewe opdrag wat sê jy moet al die gebooie van die Here gehoorsaam, maar die 5de gebod moet jy nie gehoorsaam nie. Jy mag nie. Jy mag nie die 5de gebod gehoorsaam nie. Dis half soos 'n dis hoe ons dit doen. As jy 'n tiener is, moet jy disrespekvol wees teenoor jou ouers. Maar die Here is baie ernstig hieroor. In die Ou Testament is arrogante opstand teen jou ouers met die dood gestraf. Daar's deesdae hierdie allerhande verskonings, ek gaan nou weer daarby uitkom, maar jy kry hierdie kondisie. Defiant oppositional disorder. Of teenkanting syndroom. Dis nou hierdie kondisie van hierdie tiener wat net soos 'n blaatant gehoorsaam is en alles doen teen sy ouers of enige gesagsdraer. Hy sou met klippe doodgegooi geword het. As die Here so ernstig is hieroor, dat hy die doodstraf gegee het vir 'n kind wat defiant oppositional is ons ernstig hieroor. Ons lewe in 'n wêreld onder die oordeel van God en dit kom uit in hoe gesinne lyk om ons. Kinders moet aan hulle ouers eerbied bewys deur natuurlik gehoorsaamheid. Dit beteken hulle moet met aandag luister as jy praat. Dis nie ek praat en my kind kyk my ander kant toe nie. Jy luister as ek my mond oopmaak en jy moet jou kind leer van kleins af as jy hierdie stem hoor, dan beteken dit jy los wat jy doen en jy luister wat ek vir jou sê. Beteken ook kinders mag nie iets doen as jy nie jou goedkeuring daarvoor gegee het nie. Hierdie gehoorsaamheid met opdragte is dan ook noukeurige en dadelike gehoorsaamheid. Nie na die derde waarskuwing nie net nou nie, dadelik. Wanneer pappa praat, is dit dadelike gehoorsaamheid. Net nou of met 'n lang gesig of half is nie gehoorsaamheid nie. Vers 1, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. In Kolossense sê dis gehoorsaamheid in alles wat die Here beveel. Nie net wanneer ek daarvan hou nie, want dis nie gehoorsaamheid nie. Altyd ook, nie net as pappa 'n oog gooi, of ek luister net vir mamma as pappa aan die omtrek is nie. Dis nie gehoorsaamheid nie. En baie belangrik, hier's nêrens 'n klousule in Efesiërs 6 of in Kolossense 3 wat sê, wees gehoorsaam behalwe as jy 2 jaar oud is nie. Of behalwe tussen 10 en 19 jaar nie. Die sogenaamde terrible twos en tieners is nie 'n verskoning, die Here eis gehoorsaamheid punt. Dis 'n kultuursonde wat hierdie goed genormaliseer het. Ons kan begrip hê vir 'n klomp goed. Jy gaan natuurlik nie op dieselfde manier werk met 'n kind van 2 as wat jy werk met 'n kind van 15 nie. Maar sonde kan nooit verskoon word nie. Ons kan begrip hê, maar dit verskoon nooit nie. Dit beteken ook hierdie eer
beteken ook om die straf wat jy kry as jy gesondig het, nie met bitterheid te dra nie, maar om dit te aanvaar. Ek moet besef, ek het gesondig, pappa het my pak slaag gegee en is goed en reg. Natuurlik is pak slaag nie lekker nie, maar in die tugtiging wat swaar is, moet jy sien, wat is die oorsaak hiervan? En ek moet my pa en my ma eer. Dit beteken verder om met die swakhede en gebreke van my ouers geduld te hê. En ook dan my ouers vergewe as hulle wel gesondig het. Om jou ouers te eer beteken dan uiteindelik ook wanneer hierdie verhouding verander, die verhouding gaan verander, jy gaan nie vir altyd 'n 5-jarige bly in jou pa se huis nie. As jy 'n volwassene is, jy trou uiteindelik, jy is jou eie, jy is ook 'n ma en 'n pa, beteken nie die 5de gebod geld nie meer vir jou nie. Hierdie eer beteken jy sal vir jou ouers sorg as hulle ouer raak. Jy moet hulle in jou huis kan inneem en hulle eer deur die versorging wat jy vir hulle wat hulle vir jou gegee het, terug te gee. Hoor wat sê Paulus in 1 Timoteus 5. Hy sê maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, laat hulle eers leer om teenoor hulle eie huis eerbied te betoon en vergelding te doen aan hulle ouers. Want dit is goed en aangenaam vir God. Vergelding. Dis soos terugbetaal vir alles wat hulle vir jou gedoen het. Dis natuurlik ook hulle opdrag gewees, maar dit is goed en aangenaam vir God as kinders hulle ouers eer deur hulle te versorg op hulle ou dag. Of as daar weduwees is. Natuurlik, so nie in die ekstreem hier ingaan nie. Hierdie is regtig 'n opdrag van ouers en daarom is dit nie, ek het ander dag gesien, daar's 'n is die hele groep wat hulle hou boek van alles wat hulle vir hulle kinders koop. So, jy het soveel doeke gebruik, jy het soveel kos geëet en dis regtig hierdie lang lys en dan het hulle hierdie ritueel, hierdie seremonie as jy 18 jaar oud is, dan kry hulle hierdie boek met al die rekords in. Sê, jy moet nou gaan werk en hierdie terugbetaal. Dis boos. Die beginsel is, eer jou vader en jou moeder. En weer beteken al hierdie ook dat ouers aan hulle kant, hulle ook waardig moet gedra, hulle moet hulle kinders opvoed in die tug en vermaning van die Here, hulle moet hulle kinders leer om lief te wees vir die Here, hoe meer hulle God vrees, hoe meer sal hulle ouers eer, hulle moet die gesag wat God gegee het uitoefen, hulle moet dus leiding gee, raad gee, opdragte gee, opvoeding gee, en as dit oortree word, moet daar tugtiging volg, moet daar tugtiging volg, hulle moet vir hulle kinders sorg, hulle moet vir hulle kinders lief wees, hulle moet vir hulle kinders bid, hulle moet vir hulle kinders bemoedig, vertroos, en hulle nie vertoren deur hulle onregverdige opdragte te gee of onregverdig te straf of liefdeloos te wees of opdragte gee sonder rede of sonder rede die een bevoordeel bo die ander nie. Ouers kan ook hulle kinders vertoren deur hulle self onwaardig te gedra, deur om dronk te wees en dan onregverdige opdragte te gooi in die dronkenskap. Ouers moet dus vir hulle kinders 'n goeie voorbeeld stel in alles, hulle verhouding met die Here, hoe hulle lief is vir mekaar, ma en pa, hoe hulle konflik in hulle huwelik hanteer, hoe hulle werk. Hulle moet ook vergifnis kan vra as hulle gesondig het. En daardeur wys ouers ook, ek is nie die absolute gesag nie, Christus is. En as ek dan teen jou sondig, moet ek jou om vergifnis vra. En dis alles maar net 'n paar voorbeelde om te noem wat gebied en verbied word in die 5de gebod. Ons kan nog hoope goed noem. En al hierdie goed
Wys vir ons is sondaars. Niemand is die perfekte ouer nie, niemand is die perfekte kind nie. Was ooit die perfekte kind nie. En as ons na Sokrates luister van 2500 jaar terug, dan wil ons nog sê, ons gaan nooit uitkom by die gehoorsaamheid aan die 5de gebod nie, daar's nie hoop nie. Dit help daarom ook nie dat ons probeer nie, ons is almal oortreders op een of ander manier aan hierdie gebod. Dit help nie ons probeer om ons kinders hierdie mooi maniere te leer en pak sla uit te deel as dit nodig is nie, want ons bly sondaars, daar's nie hoop nie. En weet julle, daar was 'n perfekte kind. Dis ons Here Jesus Christus. Die heilige, die sondelose een, die regverdige, wat onderdanig was aan sondaar ouers. Hy het vir sondaars, die heilige een, het vir sondaars gesê, mamma en pappa. Hy het in nederigheid geluister as hulle gepraat het, al was dit baie keer dalk dwaasheid, wat hy moes aanhoor. Hy was gehoorsaam in onderdanigheid, hy was onderdanig ook aan 'n heidense regering. Hy is tot die dood veroordeel deur 'n heiden. Hy weet wat dit is om onder onregverdige gesag te buig. En hy het ook. Hy tot daar aan die kruis, terwyl hy aan die kruis hang, het hy seker gemaak sy ma is versorg. As die 5de gebod sê, ek moet ook met hulle swakhede en gebreke geduld hê, wie het dit meer gedoen as ons Here Jesus? Hoeveel geduld het hy nie gehad met sy ma en pa nie? Toe hy kruis toe is, vir ons ongehoorsaamheid, het hy ook die straf gedra vir hierdie gebod. Jesaja 53 vers 3 sê, hy was verag, nie geëer nie, deur die mense verlaat, 'n man van smarte, bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mense gelaat verberg, hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Hy is nie geëer nie. Ons het nie gebuig onder sy absolute gesag nie. Dit wat hom toekom nie. Maar dan, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En daarmee bring hy vir ons die seën en verlossing van sy koninkryk. Hierdie is nie een of ander tirannie wat God in sy woord verkondig nie. Dis sy orde wat hy in die wêreld ingeskep het. En sy volk, die wat in verbond is met hom, in en deur Jesus Christus, tree weer in sy koninkryk in en sien hoe dinge moet wees. Hulle wat gereinig is deur die bloed van Christus en gewas is om ywerig te wees in goeie werke, sien dat sy 5de gebod goed is. Deur die werk van Christus wat vir hulle dood gegaan het vir die oortreding van hierdie gebod, kan hulle daarin leef. Terwyl hulle in hierdie nuwe koninkryk inkom, kry hulle deel aan die seën en die verlossing van die koninkryk. Hulle word regtig geseën. Christus bring die seën van gehoorsaamheid aan hierdie gebod vir hulle. Hy seën hulle met gehoorsaamheid. En hy maak dit dan moontlik dat ons die goedheid kan smaak van die gevolge van gehoorsaamheid in 'n huis en in 'n samelewing. En dis die belofte van hierdie gebod. Ons sluit hiermee af, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En ons moenie net te vinnig hierdie vergeestelik en sê, dit beteken ons gaan vir ewig lewe, want ons is in Christus vergewe nie. Hierdie God maak die God van gesag, maak hierdie belofte aan sy volk, daar, vir Israel, in Eksodus 20, dis hoe hy dit geskep het, as jy leef in God se orde, is daar seën. Dis 'n goeie en 'n lang lewe. Kyk wat gebeur met die wêreld waar gesag nie geag word nie. Dit verbrokkel.
Alles val uit mekaar uit. Daar's nie goeie en 'n lang lewe nie. Maar in God se goeie orde, in die verlossing waar hy jou inbring in sy koninkryk van gehoorsaamheid en seën in, dan sien jy, hierdie is regtig goed. En hy seën die gehoorsaamheid ook met 'n goeie en 'n lang lewe. Dit keer God natuurlik nie om jou enige tyd weg te vat nie. Maar as jy lewe in Christus en jy sien jou kinders en hulle kinders en hulle kinders, is dit ware seën van die Here in sy koninkryk. Die gelowige sê daarom nie, daar's nie hoop vir my kinders nie. Hy sê, Christus het dit alles gedoen om my met sy seën te vul. Ek kan daarom nou nie begin, al is dit 50 keer oor. Ek kan vir my kinders sê, kinders, ek het gesondig deur toe te laat dat julle net doen wat julle wil. Ek gaan ook weer struikel, maar in hierdie huis gaan ons doen wat Christus beveel. Hy is ons verlosser koning, en hy beveel dat goeie orde gehandhaaf word, en hy beloof regtig seën daarin. En dis presies hoekom elke dissipline sessie en elke gesprek en elke les wat geleer word, nie sonder die goeie reuk van die evangelie kan gebeur nie. As jy jou kinders net slaan en beskree en sê, jy moet luister want die 5de gebod sê so, dan maak jy 'n wettisus fariseer groot. Jy wil prakties, waar die tekkie die teer slaan, die evangelie verduidelik. Ons is sondaars, maar Jesus sê het en daarom kan ons nou. Die uiteindelike vertoorning of die moedeloos maak, soos Kolossense 3 sê, van vaders teenoor hulle kinders, is as vaders hulle kinders probeer regslaan sonder dat hulle die evangelie hoor. So om water in 'n mandjie te probeer dra. Jy gaan jouself en jou kind verskriklik moeg maak. Ons lewe in Christus gaan uitkom in hoe gesag, die lewe in gesinne uitkom. Hoe onderdanigheid en eerbied en al die ander sfere lyk, gaan begin by die gesin. As jy sien jy is 'n sondaar, keer weer terug na Jesus toe. As ons sien die chaos van sonde en Satan heers in ons huis en nie die Here nie, gaan weer na hom toe. Smeek om vergifnis. Smeek hom dat hy koning sal wees in die huis. Amen. Kom ons bid saam.